Okay. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons die by ons Vader, ons sê baie dankie vir die wonderlike Sabbat waar ons kan saam dien en u boodskap kan luister. Ons vra dat u saam met ons sal wees. Maak ons harte oop sodat ons u woord kan luister. Dat nie my woord, maar u woord is. Dankie. Bid in Jesus naam alleen. Amen. Nou voor ek gaan preek, ek gaan 'n musiek julle deel. Ons sak oor die aarde, 'n nuwe dag breek aan. 'n Rustige vrede, deur sy woord gemaak. Elke boom, elke bloem, elke ster wat skyn, tuig van God se skepping, sy liefde so rein. Dit is Saterdag, het teken van God se krag. Onthou sy stem en alles laat ons staan. Die Sabbat, teken van sy krag en sy macht. 'n dag van rus en hemelse vlag, hou jou Skepper kom. Sy hande alles buiten die Sabbat, sy teken, dit is sy skepingskrag, wat ons almal onderdra. Die wind fluister saggies, die hemel bly getuig. Die berge staan sterk, so sy trou nooit swyg. Elke asem wat ons neem, is 'n geskenk. Op Sabbatdag onthou ons alles wat God ons ken. Dit is Saterdag, die Sabbatdag, het teken van God se krag. Sy stem het alles laat staan. Die Sabbat, het teken van sy krag en sy macht. 'n dag van rus, die hemelse vlag, onthou jou Skepper God. Sy hand van alles buiten die Sabbat, sy teken, is sy skepingskrag, wat ons almal onderdra. Van Eden se tyd tot waar nou staan, sy skepping getuig, sy werk bly altyd staan. 'n lig in die donker, 'n vreugde vir my. Die Sabbat bly heilig, vanaf die skepping tot in ewigheid. Dit is Saterdag, die Sabbatdag, het teken van God se krag. Sy stem en alles laat staan. Die Sabbat, het teken van sy krag en sy macht. 'n dag van rus en hemelse vlag, onthou jou Skepper God. Sy hand van alles buiten die Sabbat, sy teken, dit is sy skepingskrag, wat ons almal onderdra. Is pragtig van 'n Sabbatseëning lied. So mooi. En nou, my boodskap vandag is was vir God. Nou, ons kry dit, ons leer Jeremia 29 vers 11, wat sê, ek
weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Lees uit Nuwe Lewing Vertaling. Want dit vir my so mooi sê, God het 'n plan vir ons pad. Maar hy moet sleg gaan met ons op die pad nie. Hy wil goed gee vir ons. Maar nou vra kwaad vir God. Hoekom? Hoekom sou mens vir God kwaad wees? Hoekom? Dit maklik om op die kantlyn te staan en uitspraak oor God te maak. Dit beteken ek kan dit God te skuld oor alles. Sy weë is nie onweë nie en sy gedagte nie ongedagte nie. God is goed en alles wat uit sy hand kom is net mooi. Staan. Nou Psalm 16 vers 11 uit 83 vertaling sê: U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloede blyskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Wow. Alles wat God geskape het, was goed. Genesis 1 vers 31 wat ons kry in die Bybel. Nou, hoe kan God dan wat hy gemaak het? Waarom dan die seer, ellende, droefheid, pyn en dinge wat ons lewe soms ondraaglik maak? Ja, hoekom, God, hoekom? Mense skryf sulke dinge aan God toe, so mense sê, en God hom daarvoor, terwyl dit die werk van die duiwel is. Nou, hoe weet ek en jy? En ons kry dit in Matteus 13 vers 28, wat sê in die eerste deel, dit is die vyand se werk. Dit wat Jesus sê, die eerste gedeelte. So, daar is groot stryd. Dan nog net gegaan. Okay. Daar is groot stryd tussen goed en kwaad agter die skerm aan die gang. Ja, God haat die sonde, maar het die sondaar lief. Jesus het die oorwinning aan die kruis behaal en dit gee ons die hoop. Die hoop dat Jesus binnekort weer gaan kom om alles nuut te maak. Maar in die tussentyd nou, hier en nou van die daaglikse lewe, kan jy hom ken, sy intente met jou weet, en weet dat hy net voorspoed en nie teëspoed
vir jou beplan nie. Soos ons gelees het in Jeremia 29 vers 11. Die hoofrede waarom mense vir God kwaad is omdat hulle hom nie persoonlik ken nie. As jy vir God ken, so dit onvoorreg is om te kan doen, soos jy iemand ontdek wat geen pen kan beskryf nie. Dit beteken dat iemand kon sien vir Jesus, hoe lyk wat hy doen, kon ons beter om neerken, maar niemand het dit gedoen nie, net gesê wat is Jesus se karakter. So, ons moet die woord lees, wat is Jesus en God se karakter vir ons. So, 'n karakter van God is 'n God van liefde, wat wil dat elkeen gered moet word, en nie een verlore sou gaan nie. En dit kry ons in Johannes 3 vers 16. Sy liefde is daarin bewys dat hy die hemel leeg gemaak het toe hy sy seun na die aarde gestuur het om vir ons sonde te sterf. Al wat jy die enigste persoon sondaar op die aarde, sou Jesus steeds sy lewe vir jou kom gee het. Romeine 5 vers 8 sê dit duidelik. Al 'n triljoen mense sondaar en jy alleen glo in God, Jesus sal nog steeds kom kruis vir jou een persoon. Maak dit saam. Hy is gewillig om een persoon te kom sterf. Dit hoe hy lief vir almal is. Eers in hierna sal ons die antwoord op al ons vrae kry. Maar een ding staan vas. Die liefde van God sal in die ewigheid die tema van ons studie wees. Dit beteken alles wat jy Bybel lees en alles wat jy bestudeer, alles wat jy hoor, net liefde van God. Want God het almal lief. Sou jy hom die kans gee om sy liefde aan jou te bewys? Vraag. Soek hom in sy woord. Sy woord. Soek hom daarin. En gebede. En jy sal hom persoonlik leer ken en hy sal sy groot liefde vir jou wys. Moenie in onsekerheid leef nie. Gryp hierdie eenmalig in die leeftyd geleentheid aan om God beter te leer ken. En hoe meer jy daagliks van hom leer en met hom kommunikeer, hoe meer sal jy net een ding besef.
Jesus love me. That I know. Dis so mooi om in Engels te sê. So, het julle enige vrae? Julle enige vrae? Rona. So, ja, wow. Ja, maar dit, dankie vir dit, want ek net nog gelees het, sê Matteus 13 vers 28 sê al het die hele stuk sê 'n goeie man goeie saad saai en in die nag het die vyand kom onkruid ook saai en toe hulle nie geweet laat sien groei my twee verskil goeie saad ja maar onkruid ook saam. Dat die vyand. Nou, wie is die vyand? Die duivel, ja. Hy is die vyand wat veroorsaak probleme. Nou, die werkersvrou moet met onkruid en koring selfde blaar. So met versigtig so los saamgroei. Nou daai saamgroei is die probleem. Want dan probleem die huwelik, probleem met beklei, dan probleem met geld, probleem met kwaad en haat by die persoon. So daai moet ongelukkig saam want God kon uitdam met die verkeerde een per ongeluk. Verstaan? So daarom God het gesê, los. Daarom het ek net nog gesê, daar is groot stryd in die hemel en hier op aarde van goed en kwaad. So weet wat is goed vir die lewe. Weet wat is kwaad in die lewe. Nou as onthou wat met Job gebeur. Hy het goed gesien en ryk en hy was God vreese man. Maar skielik een dag hy hulle tot 10 kinders verloor, net vrou hoor. En hy het gesê, God het gegee, God het geneem. Maar Job het nie geweet, dit oorsaak alle kom uit die duivel. Nou, hoe weet ons kan self leer. David gesê, omdat jy goed sien, alles goed. God het sê, Lord, maar nie raak aan sy lewe nie. So, beteken, duivel kan mense doodmaak. Daarom God het gesê, mag nie aan 'n persoon raak nie. Maar vir Job. Maar nou, duivel raak ons lewe dood. So die dood oorsaak deur duivel, nie God wou nie hê ons moet sterf nie. So vandag, almal het die boek Groot Stryd. Nou hulle sê duidelik waar die duivel vandaan kom, hoe hy daar gekom, hoe daar stryd tussen God en die duivel. Ja, Annette. Nou, ja. Zodat het begin God gemaakt het, aarde en goed. Alles ook wat alles geplant het, alles wat goed en kwaad van boom ingeplant. Het maar alles goed, maar wie het ontstaan van kwaad? Dat die duivel het gemaakt van Eva mimmeleer. So, jy sal nie doodgaan nie, maar Eva het geleid, het die vrug geëet, so opgevat, maak die saak nie, maar toe sterwe hulle ook. So ons praat van, soos ek gepraat het, God het sy seun vir almal, sonder mense.
Maar hoekom nie sê lewe mense nie? Wat is die verskil? Lewe mense of dooie mense? Sondaars. Sondaar mense wat sterf, mense wat lewe, twee verskil. Ja, twee. Maar God het gesê nie genoem lewe mense aanneem nie. Hy bedoel sondaar mense aanneem. So Jesus moet gaan vir die sondamente sterwe. Dit hoekom God het voor in sondaar lief. Die sondaar mense almal lief het. Amen. Ja, dit is waar wat jy sê, sodat niemand is volmaak nie, so almal is 'n sondaar persoon. So ja, maar baie dankie so julle Abby. Okay. Goed, kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Vader, vergewe ons opstandig teen U. Openbaar U self aan ons sodat ons die sekerheid het van U liefde en plan vir ons lewe sal hê. In hierdie lewe, maar ook in die toekomstige een wat U vir ons 'n plek gaan voorberei het. Amen. Baie